Goeiedag geliefdes, het is my wonderlik om u weer te verwelkom by die woord van die Here. En soos u weet is ons besig met Psalm 119. Ons het laas met mekaar die 121ste vers hanteer. Ek wil vanoggend met u praat van 122 tot 125. Maar ek gaan tog net weer vir u die 121ste vers ook lees, wat so klink. Ek het reg en geregtigheid gedoen. Gee my nie oor aan my verdrukkers nie. Wees borg vir u knegt ten goeie. Laat vermeteles my nie verdruk nie. My oë smag na u heil en na die belofte van u geregtigheid. Handel met u knegt na u goedertierenheid en leer my u insettinge. Ek is u knegt. Maak my verstandig dat ek die getuienisse kan ken. Nou dit is 'n geweldige uitspraak of uitsprake wat in hierdie paar verse genoem word. Daar in 121 het die psalmis vir die Here gesê, Here, ek het reg en geregtigheid gedoen. Ek het gedoen dit wat God van my verwag, wat reg is en wat die stempel van die geregtigheid van God dra. En dan het hy vir die Here gevra, Here, gee my dan nie oor aan my verdrukkers, aan die kwaaddoeners, aan die goddelose wat my lewe wil verdelg nie. Bewaar my asseblief, Here, van aanslae wat teen my kom. Nou is daar weer eens 'n roepe van die psalmis na God as hy sê, wees asseblief 'n borg vir my ten goeie. Met ander woorde, Here, staan my asseblief by. Staan vir my in die stryd. Wees asseblief daar vir my. Red my wanneer die aanslag na my toe kom. Want geliefdes, dis 'n geweldige woord as hy vir die Here sê, wees my borg. Wat beteken dit om God as jou borg te hê? Kom ek sê net vir die een ou versie in die Bybel wat 'n kragtige getuienis van die apostel Paulus is. Romeine 8:31. As God dan vir my is, wie kan teen my wees? As God vir my is, wie kan teen my wees? Daarom die psalmis vlug na die allerhoogste God toe en sê, Here, wees vir my 'n borg deur verdrukkers wat my lewe soek. En dan geliefdes, ons kan mos lees uit die woord van die Here en ons kan ons leer uit die woord van die Here. Kom ons vat net 2 gedagtes of 2 gedeeltes in die Bybel. Dink net aan die aanslag wat Daniël belewe, net omdat mense jaloers is op hom en vir hom van sy posisie wil beroof en vir hom skade wil bewerk. Hy word uiteindelik in die leeukuil gegooi, want daar is 'n wet van Mede en Perse uitgevaardig. Maar u ken die vraag, hoe God vir hom 'n borg was en selfs in die leeukuil het die leeu se bekke gesluit deur die engel van die Here en kon hulle Daniël geen skade doen nie. Dan word sy aanklaers na dieselfde leeupad toegebring en hulle word ingegooi en luister wat sê die Bybel, voor hulle voete nog die grond geraak het die leeuwsel uit mekaar uitgeskeur. Ja, daar was ook Sadrag, Mesach en Abednego, wat nie wou buig voor die afgod van die koning nie. En dan is die koning baie kwaad en hulle daar die oond 7 keer warmer maak. En hy het as ware 'n grijnslag op sy gesig om te sê, ek wil sien wie is die God wat julle uit my hand sal verlos. Die sterkste manne van die ryk kom om hulle in die oond te gooi en hulle verkoel voor die hitte van daardie geweldige oond. Maar binne die oond is daar nou ewe skielik 4 manne. Die koning se bene begin met te mekaar slaan en hy sê, het ek nie 3 ingegooi nie? Hoe sien ek 'n 4de en die 4de lyk soos 'n godeseun? En dan sê Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die allerhoogste God kom uit. Hulle hare is nie geskroei nie, hulle ruik nie eens na vuur nie.
verdrukkers wat my probeer verdelg. Wees vir my 'n borg en dra my deur. Ja, die psalmis noem hulle vermeteles. Met ander woorde, mense wat geen ontzag vir God het nie, en ook geen ontzag vir hulle medemens het nie. Wat maak soos hulle wil, wanneer hulle wil, wat vermetel optree, en nie daaraan dink dat hulle ook mense is, dat hulle ook faalbaar is, dat hulle ook aantasbaar is nie, maar wat hulle self as het ware ontasbaar daargestel het. Hulle tree vermetel op. Hulle neem nie in ag dat hulle dade voor God is, en dat God kennis neem van hulle dade nie. Kom ons sê dit vir mekaar. Ons as kindertjies van die Here sal in hierdie wêreld vervolging hê. Nêrens in die Bybel het God vir ons vryheid van probleme beloof nie. Inteendeel het die Here Jesus, toe hy sy disippeltjies roep, vir hulle gesê, julle moet weet wat die prys gaan wees as julle my volg. Julle gaan vervolg word. Julle gaan in tronke gegooi word. Julle gaan gemartel word. Net omdat julle my diensknegte is. Hulle het my gehaat, hulle sal julle ook haat. Elke navolger van die Here Jesus Christus is vervolg en is gehaat. Geliefdes, ons kan maar begin by die profete, die apostels, die martelare deur die eeue. Dink net aan wat het die apostel Paulus aan die kerk van die Here gedoen, net omdat hulle in Jesus Christus geglo het. Hy het hulle laat doodmaak. Hy het gestaan en kyk hoe Stefanus met klippe doodgegooi word, net omdat hy 'n belydenis het dat hy Jesus Christus as saligmaker verkondig. So sal die aanslag daar wees. En die psalmis wil nie hierdie aanslag ontken nie. Hy wil net vra, Here, wees vir my 'n borg wanneer hierdie aanslag na my toe kom. Want ons is diep van hom afhanklik. En dis wat die psalmis besef. Die aanslag gaan kom. My vyand is vir my daar. Psalm 18 het die psalmis getuig, Here, U moet my help, want my aanslaers is te sterk vir my. Ek kan nie teen hulle staande bly nie. En jy kan gerus Psalm 18 lees, of 2 Samuel 22, dit is presies dieselfde gedeelte met dieselfde woorde. Hoe God 'n borg was vir Dawid, toe hy vervolg is en aanslaap sy lewe afgereën het. Ja, geliefdes, ek en u moet ook maar weer opnuut onthou, dat ons soos die psalmis ons afhanklikheid voor die Here sal besef, en hoor wat sê hy vir die Here. Hy sê, Here, ek smag na u heil. Ek smag na u heil. 123. Na u heil en na die belofte van u geregtigheid. Ag, u ken mos Psalm 42. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. My siel dors na u. Die psalmis wil God naby hê. Hy wil God intens in sy lewe werksaam hê, want hy's in 'n wêreld van goddeloosheid en aanslag, soos wat ek en jy is. Daarom, Here, ek smag na u ingrype. Ek smag na u verlossing. Ek smag dat u vir my sal deurdra wanneer die aanslag op my kom, want net u kan. U is my enigste bron van hulp. Daar is niemand anders wat jou kan help nie. En dan voeg hy iets by. Here, ek smag dat u vir my sal verlos, na aanleiding van u beloftes. Dit wat u my beloof het. Geliefdes, dit is een van die wonderlikste dinge om te kan terugval na die beloftes van God. En noem my hierdie beloftes, die beloftes van geregtigheid. Dat u reg sal optree. Dat u stempel sal plaas oor wat op my lewe gebeur. Here, ek steun op u beloftes. Geliefdes, ons as kindertjies van die Here moet meer op die beloftes van die Here gaan steun, dan sal ons God meer intens leer ken. Beloftes van u trou. Beloftes dat u altyd daar sal wees in ons stryd. Ek sê weer vir u, nie dat ons vryheid van probleme sal hê nie, hoegenaamd nie, maar dat God met my in my probleem sal wees. Dan sal Jesaja ook in werking tree. As jy in die water is,
en dit voel of die water jou gaan oorweldig. Moenie vrees nie. Ek is saam met jou in die water. As jy die vlam is, en dit voel of hierdie vlam jou wil verdelg, dit sal jou nie verdelg nie, want ek, die Here jou God, is saam met jou in die vuur. Die psalmis kyk terug na God, en sê, Here, wees net vir my 'n borg, wanneer die aanslag na my toe kom. Here, gee net asseblief aan my die beloftes, ek smag na u beloftes van geregtigheid in my lewe. Onthou geliefdes, as ek en jy deur krisisse gaan wat ons sal gaan, ons sal probleme beleef, ons sal aanslae belewe. Moenie dink dat 'n kind van die Here geen aanslae het nie. Nee, geliefdes, jy het meer aanslae as in die verlede. Ek onthou jare gelede in Watervalboven het ek die geleentheid gehad en die genade gehad om 'n vroukie na die Here toe te lei. Sy het teruggekom na my toe en gesê, Dominee, vandat ek die Here aangeneem het, is my beloftes, is my beproewinge net 10 maal erger. Toe sê ek verwag dit. Die Satan haat jou. Jy's verlos uit die Satan se mag. Hy haat jou, hy soek jou val. Dwars deur die eeue is dit so, dat hy die werk van God wil vernietig, dat hy die kerk van die Here wil aanval, dat hy jou op verkeerde weë wil lei. Verwag dit. Maar Here, as dit dan oor my pad kom, wees vir my 'n borg. Ons het een belofte, wat ons baie sterk besonderlik op kan staan, geliefde. Die Here sê, God sal nooit toelaat, dat jy bokant jou kragte versoek word nie. Hy is getrou, en saam met elke versoeking sal hy jou die uitkoms gee, dat jy dit kan verdra. Met ander woorde, ek sal staande kan bly. En as daar beproewinge oor my lewe kom, dan is dit nie God wat een kant toe staan, en wat nie in my lewe belangstel nie. Dan is dit partykeer God wat intens in my lewe werk. Dink net aan 1 Petrus 1 vers 6. Wanneer julle onder allerlei beproewinge val, as dit nodig is. Kan ek dit weer sê? As dit nodig is. Weet dan dat God jou suiwerder maak as die suiwerste goud wat daar is. God is besig om jou lewe mooi te maak. God is besig om te werk in jou. Hy werk deur omstandighede, hy werk deur beproewinge, hy werk deur krisisse wat oor jou lewe kom, maar God is intens betrokke. Jy's nie een oomblik ooit buite die sorg en die genade van God nie. Jakobus stel dit so, wanneer julle vervolg word, moet julle bly wees, want God is besig om julle lankmoedigheid te leer, en die lankmoedigheid moet tot sy volheid kom, sodat julle volmaak voor God sal wees. Hoor u dit? Hy is besig om my lankmoedigheid te leer, en my uiteindelik volmaak voor hom te stel. Hebreërs is besonder in hierdie verband. As hy vir ons daar in die 12de hoofstuk van Hebreërs 14 sê, hoekom God ons tugtig? Hoekom God beproewing in ons lewe toelaat? Hoor wat sê hy. Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, waarsonder niemand God sal sien nie. Hoor die 10de en die 11de vers. Nou lyk die 11de en 12de vers. Nou lyk elke beproewing of die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op. God is besig met jou. Die psalmis weet dat. Daar sal aanslae wees. Maar Here, wees net vir my 'n borg. Wees net vir my daar as die aanslae op my reën, dat ek staande kan bly. En ek sê weer vir u, God sal jou nooit in die steek laat nie. God sal jou nooit faal nie. Kan ek vir u nou Psalm 46 toeneem? God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde, dan wankel die berge weg in die hart van die see. God is daar binne-in,
Dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel. Hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Laat staan en weet dat God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Ek ken ook maar daar die baie mooi ou teksie, daar in Jesaja 41 vers 10. Kyk nie angstig rond nie, ek is jou God. Ek het jou by jou naam geroep en jy's myne. Ag, dit is so mooi as die psalmis vir die Here kom sê, Here, handel met my na u geregtigheid, en dan 'n mooi woord, na u goedertierenheid. Here, laat u hart van goedheid, u hart wat u totale wees bepaal, laat die goedheid van die Here net met my wees. Geliefdes, dink net 'n oomblik oor hierdie woord, die goedertierenheid van God. Die goeie hart van God, dat dit met my sal wees en my sal dra. Ek wil vir u die stelling maak. Alles wat in jou lewe gebeur, is reg. God laat dit toe. Daar gebeur niks in jou lewe wat God nie beheer oor het en wat God nie toelaat nie. Daarom moet ek en jy vra, Here, wat wil u my in die proses leer? Want dit is baie keer net in die storm wat ons God leer ken. Dink net aan daar jou disipeltjies wat in die storm van die see is. En dan sien hulle die Here Jesus oor die water aangeloop kom. En dan val hulle in die boot neer voor hom en sê, U is God, U is die Almagtige, U is die Ewige. Dis wanneer God my uit my beproewing uitred, wat ek God leer ken. As die water kalm is, leer ons God nie ken nie. Maar wanneer hy my uit benoudheid verlos, dan aanbid ek om te sê, is die Here nie goed nie. Ons het mos die mooi omskrywing in Johannes 15. My Vader is die landbouer, en hy is besig om te snoei. Snoei is pyn. Ons sê dit so mooi, die loot bloei, of hy huil, of hy drup. Hy sny, dis seer. Maar hoekom snoei ek? Sodat jy meer vrug kan dra. Ek snoei die dooie hout uit. Ek maak jou mooi nuut, dat jy meer vrug kan dra, en dat jou vrug oorvloedig mag wees. Daarom al die handelinge van God in jou en my lewe, is handelinge uit die genade en die goedheid van God. Daarom sê die psalmis ook, Here, leer my u weë. Leer my u weë. Dat ek kan weet, wat wil u van my hê? Hoe wil u hê moet ek leef? Geliefdes, dit is 'n geweldige ding om vir die Here te sê, leer my u weë. Leer my om reg te wandel. En dit is ook 'n geweldige saak om dit te sê, want as God dit aan jou openbaar, dan moet jy lewe volgens dit wat hy vir jou gesê het. En hier kom 'n geweldige uitdaging in die kind van God se lewe. Doen ek wat ek weet? Doen ek wat God aan my geopenbaar het? Anderster moet ek liefers nie sê, Here, leer my nie. Want as hy my leer, dan verwag hy dat ek sal antwoord gee op dit wat hy vir my gesê het. Dat ek sal lewe ooreenkomstig sy wil, sy geopenbaarde wil aan my. Sodat Jakobus 4 vers 17 'n geweldige uitspraak het. As jy dan weet om goed te doen, en dit nie doen nie, sal dit vir jou sonde wees. Lukas 12, hy wat die wil van God geken het en dit nie gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word. Daarom voor ek hierdie woord vir die Here sê, is daar 'n intense roepe in my stem, Here, ek smag om meer van u te weet. Ek wil in 'n nouer verhouding met u kom. Ek wil u meer intens belewe. Dis 'n oorgawe van jou lewe. Geliefdes, om vir die Here te sê, leer my. En die snoeiproses is nooit 'n maklike proses nie. Dis 'n proses van seer. Want as God met jou praat, dan beteken dit aflegging. Dan beteken dit oorgawe.
dan beteken dit om dinge uit jou lewe uit weg te voer wat nie daar behoort te wees nie. En dit beteken anderzijds dat ek dinge in my lewe sal toepas wat wel sal wees. Efesiërs 4 vers 2. Wat die vorige lewenswandel aanbetref, moet julle die ou mens aflê, wat jy die begeerlikheid van die verleiding ten gronde gaan. Vers 24. En moet julle bekleen met die nuwe mens, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. As ek vir die Here sê, leer my, dan wil ek vir u sê, Here, ek is leersaam. Ek wil hoor wat u sê. Ek sal nooit vergeet, toe ek so klein seentjie was, toe kuier ons by mense in Warmbad, Bella. En hierdie oom het vir jare lank in die geloof gelewe. Hy het maar elke dag daar op sy stoep kos ontvang, vleis, melk, wat hy ook nodig het, en wat hy nie geweet het eers waar vandaan af dit kom nie. Eendag het ons saam met hom rondom die ontbyttafel stilte tyd gehou. En toe maak hy 'n uitspraak om te sê, hy wat my eer, ek sal hom eer. Hy wat my verag, ek sal hom verag. Ek was so ywerig en gesê om Piet, waar staan daardie teks? En toe sê hy vir my iets geweldigs. O Jannie, jy is nog so jonk en so klein. Ek sien die ywer van die Here in jou hart, maar weet jy, ek wil dit nie vir jou sê waar staan dit nie. Want nou het ek dit gekwoteer. Maar as jy dit lees, het God dit vir jou gesê. Wat 'n geweldige uitspraak. Nou het ek dit vir jou gesê. Maar as jy dit lees in God se woord, dan het God dit vir jou gesê. Die Psalme sê, Here, leer my. Al beteken dit pyn, al beteken dit aflegging, al beteken dit oorgawe wat my lewe moet plaasvind. Kom leer my net asseblief, Here. En geliefdes, daar is 'n geweldige uitspraak. 2 keer sê die Psalmes hierdie woorde, ek is u knegt. Wat beteken die woord, ek is u knegt? U is my meester, u is my Here. U sê en ek doen. As hy my Here is, kan ek nooit sê nee nie. Jy kan nie sê nee, Here nie. Die een spreek die ander een tee. Jy kan net sê ja, Here. En nou kry ons 'n uitspraak in die woord. En ek vat u net terug, daar na Maleagi, die 1ste hoofstuk vers 6. En dan toets ek en jy net onsself. 'n Seun eer die Vader, en 'n knegt sy Here. As ek dan Vader is, waar is my eer? As ek dan Here is, waar is die vrees vir my? Mag ek vir jou 'n vraag vra? Die Here Jesus sê op 'n stadium in Lukas 6 vers 46, julle noem my Here, Here. En julle is reg, ek is dit. Maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Kan ek vandag vir jou 'n vraag vra? Wat noem jy hom? Wie is hy vir jou? Noem jy hom Here? Lewe jy dan in die lig daarvan dat hy jou Here is? Noem jy hom my God? Lewe jy dienooreenkomstig daardie woord dat hy my God is? Dat ek laag voor hom buig? Dat ek doen wat hy sê, want hy is God? Ag, die apostel Paulus het op 'n stadium 'n woord gespreek. Daar in Timoteus. Laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van alle ongeregtigheid. Is hy jou God? Is hy jou Here? Dan wil ek jou uitdaag, gaan lewe dienooreenkomstig. Jy durf hom nie God noem, en hom dan nie ag nie. Jy durf hom nie Here noem, en hom dan verag nie.
As ek daardie twee woorde oor my lippe noem, dan moet ek laag buig en sê, Here, U is my meester, my God, my koning. Here, ek aanbid U. Ek het U lief bo alle dinge. Daar was Psalm 18 vers 2 so mooi woord. Here, ek het U hartlik lief. Is dit so? Die Psalmis sê vir ons 'n geweldige woord. Maak my asseblief verstandig. O, geliefdes, is 'n geweldige woord. Dit is die 25ste vers, 125ste vers. Ek is U knegt. Maak my verstandig, dat ek U getuienisse kan ken. Ek gaan afsluit met dit enkele woordjie. Dit is dwaas om te weet en nie te doen nie. Dit is dwaas om te weet en nie te doen nie. Maak my asseblief verstandig, dat ek verstandig sal optree en God aanbid soos dit hoort te wees. Ek is jou Here. Waar is die vrees vir my naam? Ek is jou God. Waar is die aanbidding wat my toekom? O, mag die Here vir jou en my genadig wees, om erns met God se woord te neem, en te doen wat die Here vir ons sê. Handel met U knegt na U goedertierenheid, en leer my U insettinge. Mag die Here vir U ryklik seën. Gaan word stil met die Here. Ondersoek jou eie hart, en sê net weer vir hom, my God en my Here. Die Here seën vir U ryklik.